Goeiemôre julle, ons begin vandag met die boek van Daniël. Daniël en sy vriende aan die koninklike hof in Babel vanaf hoofstuk 1. In die 3de jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die hemelse Vader het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land van Sinear gebring, in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skatkis van sy God gebring. Daarop het die koning Aspenas, die owerste van die hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en besit van kennis en insig en in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerstes van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltesar genoem, Hanania, Sedrag en Misael, Mesach, en Asaria, Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerstes van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerstes en die hofdienaars. En die owerstes van die hofdienaars het aan Daniël gesê: Ek vrees my heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vasgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as van 'n jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai. Maar Daniël het aan die bediende gesê, wat die owerstes van die hofdienaars oor Daniël, Hasanja, Misael en Asaria aangestel het: Stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef en laat hulle ons van groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en ons voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet en deur u besigtige word, handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lank op die proef gestel. En aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerstes van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Asaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien, en in enige saak van wyse insig, waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniël was daar tot die 1ste jaar van koning Kores, tot sover. Die beeld wat Nebukadneser in sy droom gesien het, word deur Daniël verklaar, hoofstuk 2. En in die 2de jaar van die regering van Nebukadneser het Nebukadneser 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het, en dit met slaap gedaan was. Toe die koning bevel gegee het om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die Galdeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom voor die koning gaan staan, sê die koning vir hulle: Ek het 'n droom gehad, en my gees is onrustig om die droom te verstaan.
Toe het die Galdeërs met die koning gespreek, Aramees, mag die koning vir altyd lewe, vertel u dienaars die droom, en ons sal die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en aan die Galdeërs gesê, die saak staan by my vas. As julle die droom en sy uitleg nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word. Maar as julle die droom en sy uitleg te kenne gee, sal julle geskenke en gawes groot eer van my ontvang. Gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne. Hulle het vir 'n tweede maal geantwoord en gesê, laat die koning die droom aan sy dienaars vertel, dan sal ons die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en gesê, ek weet verseker dat julle tyd wil win, omdat julle sien dat die saak by my vasstaan, want as julle my droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde. Julle het naamlik afgespreek om 'n leenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek, totdat die tyd weer verander. Daarom vertel my die droom, dan sal ek weet of julle sy uitleg kan te kenne gee. Die Galdeërs het voor die koning geantwoord en gesê, daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom het dan ook die geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of Galdeër verlang nie. Ja, die saak wat die koning verlang is swaar, en daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie. Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word. Daarop het Daniël aan Arioch, die owerste van die koninklike leiwag, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê aan Arioch, die bevelvoerder van die koning, waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Arioch aan Daniël die saak meegedeel. Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee. Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Anania, Misael en Asaria sy metgeselle die saak bekend, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Daarop is in 'n nagesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof. Daniël het toegespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar onderdeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duister is en die lig woon by hom. U God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen, en nou het u my bekend gemaak wat ons van u afgesmeek het, want die saak van die koning het u onder ons bekend gemaak. Daarom het Daniël ingegaan na Arioch, wat die koning aangestel het om die wyse manne van Babel om te bring. Hy het gegaan en vir hom so gesê, moenie die wyse manne van Babel ombring nie, bring my in voor die koning, en dan sal ek aan die koning die uitlegging gee. Toe het Arioch Daniël haastig voor die koning ingebring, en so vir hom gesê, ek het die man onder die bannelinge van Juda gevind, wat die koning met die uitlegging bekend sal maak. Die koning het geantwoord en aan Daniël gesê, wie se naam Baltasar was, en gesê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het, en sy uitleg bekend te maak? Daniël het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarneer die koning vra, kan
die wyse manne en besweerders en die geleerdes en die waarseers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op u bed was dus. Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur, en die openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur. En wat my betref, hierdie geheim is aan my geopenbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees, meer as in die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en u gedagtes van u hart kan ken. U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei, en dit fyn gestamp het. En toe is tergelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword, wat in die hele aarde gevul het. Dit is die droom, sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel, die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. En na u sal daar ander koninkryke opstaan, geringer as die van u, daarna 'n ander en 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers, en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergrys is, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys, en dat die voete en die tone, soos u gesien het, die deels pottebakkerslei en deels yster was, dit sal die verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daaraan wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het, en dat die tone en die voete deels van yster en deels van klei is. 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte van sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het. Hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit nie vir ewig bestaan nie. Net soos u gesien het, dat sonder die toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgemaak het, wat die yster, die koper en die klei en die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom sal waar en sy uitlegging betroubaar. Toe het koning Nebukadneser op sy aangesig geval en Daniël aanbid en bevel gegee om aan hom 'n spysoffer en 'n reukoffer te bring. Die koning het Daniël geantwoord en gesê: "Waarlik, julle God is die God van die gode en die hemelse Vader van die konings, en
die openbaarder van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar. Toe het die koning Daniël verhef en hom baie groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie van Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van Babel. En op versoek van Daniël het die koning Sadrag, Mesach en Abednego aangestel oor die bestuur van die provinsie Babel, maar Daniël was in die paleis van die koning. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 3. Die goue beeld van Nebukadneser, die 3 vriende van Daniël in die vuuroond. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte 6 el, en hy het dit opgerig in die dal van Dura, by die provinsie van Babel. En daarna het koning Nebukadneser die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne en die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld, wat koning Nebukadneser opgerig het. Toe het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne en die skatmeesters, die regters en die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies bymekaar gekom by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het, en 'n uitroeper het hardop geroep: Julle word aangesê, o volke, nasies en tale. Sodra julle die geluid hoor van die horing, fluit, sitar, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid, wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Daarom het op die oomblik toe hy al die volke die geluid van die horing, fluit, sitar, luit, harp en van allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval het en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadneser opgerig het. Op die grond daarvan het tegelykertyd die Galdeese manne nader gekom en die Jode aangeklaag. Daarop het hulle met koning Nebukadneser gespreek en gesê: Mag die koning vir ewig lewe. U, o koning, het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die horing, fluit, sitar, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie, en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. En toe het Nebukadneser, toornig en woedend, bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning ingebring. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê: Is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beelde wat ek opgerig het, nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid in die horing en die fluit en die sitar en die luit en die harp en die doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed, maar as julle nie aanbid nie, sal julle oomblik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? En Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê: Ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord te gee nie. As onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand van o koning verlos. Maar so nie, laat dit u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beelde wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As 'n antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit eintlik nodig was. En aan sommige van die
sterkste manne wat in die leer was, het hy bevel gegee om Sedrag, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daardie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlamme van die vuur daardie manne wat Sedrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daardie 3 manne, Sedrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het die koning Nebukadneser verskrik geword, haastig opgestaan en hy het raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie die 3 manne geboei binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godseun. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sedrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad en hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan het nie en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarom het Nebukadneser gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sedrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos, wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien, of te aanbid, behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sedrag, Mesach en Abednego, stikkend gekap, en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is, wat so kan verlos nie. Toe het die koning Sedrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie van Babel. Tot sover.